spam, I know they're learning little funny things. Even kleiner. Is dat stacheln? Oké. Lekker. Lekker is fijn.
Ons wil verskriklik dankie sê vir al die emmers wat ingekom het vir Melville Kruisgemeente. Dit gaan die 30ste November uit en dan gaan dit uitgedeel word aan die mense in nood. Ons vra asseblief, as daar nog mense is wat skenkings wil bring, van die emmers wat u kan koop by enige van die kettingwinkels, dan kan u nog van daai emmers inbring tot einde Desember. Baie dankie daarvoor. Indien u wel sou belangstel om 'n kontant bydrae te maak, dan kan u met Alda Boer skakel, want sy koördineer hierdie projek. Baie dankie daarvoor en dankie dat jy help in hierdie seisoen ook mense wat minder as ons het te seën. Ons gemeente se seisoen van dankbaarheid duur tot einde Januarie. Baie dankie vir elke bydrae wat ontvang is en met 'n bydrae van R150 per lidmaat oor die volgende 3 maande kan ons die teiken bereik. Gebruik asseblief dankfees as verwysing of die koevert by die deure. Ons afsluiting vind plaas op die 30ste November tydens beide dienste en beloof om vol van te wees. Ouers is ook baie welkom om hierdie spesiale geleentheid by te woon. Ons wil elke maatjie en kategeet vier wat saam met ons hierdie jaar gestap het. Ook gaan ons afskeid neem van ons 24 graad 6 maats wat ons nou verlaat om volgende jaar by Jonkex aan te sluit. Kom en wees deel van hierdie spesiale geleentheid op die 30ste November tydens beide dienste. Die aandkersangdiens is op 30 November met die band. Namens NG Weltevreden wil ons graag vir Tannie Marie Lira gelukwens. Sy verjaar op 25 November en word 91 jaar oud. Goeiemôre. Baie welkom by vanoggend se Kersangdiens. Dankie dat jy hier is. Wat 'n wonderlike geleentheid. As ons hier kom, dan weet ons die jaar is nou op 'n einde. Ons is besig om baie spoedig te beweeg na Kersfees toe en van hier af spat ons eintlik uitmekaar uit. So dankie dat jy vanoggend hier is en ek hoop dat jy God se genade en sy liefde sal beleef in die liedere wat ons sing en die saam wees en ek nooi jou sommer nou al uit om na die diens hieronder saam te kom kuier en 'n koppie koffie te drink en 'n stukkie melktert of 'n koeksuster te eet en lekker saam te kuier. Ek gaan in die begin van die diens die dankies doen en ek wil dankie sê vir Melinda Olivier vir die kranse wat sy gedoen het en die kersse wat sy reg gekry het, die tafel hier voor my. Dan vir die voorlesings wat julle tydens die diens sal hoor, vir Marnel Potgieter, Tarin Oosthuizen, Elmarie Katske en Simone Joubert, baie dankie vir julle moeite ook daarmee. Die musiek, Tarin en Fourie, baie dankie vir al die verwerkings. Julle is in vir 'n groot ding, dit is 'n ongelooflike stuk werk wat vanoggend gedoen is. Baie dankie ook vir julle, vir die tegniese ouens daar agter wat maak dat alles gebeur soos dit moet gebeur, wanneer dit gebeur. Keith en Andrew Buitman, dankie vir julle. Marius Oosthuizen, Karel en Titan, dankie dat julle ook help. Titan wat hier agter rondhardloop met die banners, baie dankie vir julle. En dan Marius Oosthuizen ook vir die video, baie dankie daarvoor. Terwyl ek praat van die video, gaan ek vra dat ons vir die res van die erediens asseblief sal bly sit. Hulle sê dat as van die manne daar agter opstaan, dan lyk dit soos die maan wat opkom omdat julle nou so lekker baie hare het, nie? En vir die ouens wat inkyk of inskakel vanoggend, is dit beter as ons almal bly sit. So baie dankie ook daarvoor. Dit maak dat die produk wat ons uitstuur op die internet net soveel beter is. Maar kom ons sluit die oë. Hemelse Vader, baie dankie dat ons vanoggend so saam kan wees. Wat 'n vreugdevolle geleentheid om 'n vol kerk te hê en U te loof en te aanbid met hierdie wonderlike Kersliedere. Dankie Here dat U ons siele aanraak. Dankie vir mense wat hulle gawes en hulle kom deel met ons. Mag ons vanoggend U Heilige Gees beleef. Amen. Dis 'n voorreg om te groet in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. In die wêreld waarin ons leef, is daar soveel wat donker en swaar voel. Maar te midde van al die onrus en pyn, brand daar altyd 'n kersie van lig. Daardie lig herinner ons dat God nog hier is. Hy het vir ons hoop, vrede, vreugde en liefde gebring. En dit deur die koms van sy seun. Kersfees gaan nie oor geskenke of glans nie.
Dis oor daardie stil nag in Bethlehem waar God se belofte waar geword het. Dit beteken dat lig sterker is as donker en dat liefde die laaste woord het. Ons steek vandag 'n kers aan vir elkeen van hierdie 4 pilare waarop ons kan steun. Ons leef in 'n wêreld vol moedeloosheid, waar hoop skaars geword het. En dan begin ons twyfel in dit wat ons glo. Maar sonder hoop maak geloof geen sin nie. Sonder 'n toekomsblik is dit leeg om God te dien. Christus het dit kom verander. Hy het hoop gebring, gewys dat God sy beloftes hou, al werk hy op sy eie tyd. Hy het bewys dat God ons liefhet en ons nooit sal los nie. Nie toe nie en ook nie nou nie. Karoo Kersfees deur Dion Meyer uit Karoo Suite. Ons gaan haal hulle op die lughawe. 2 bleek Franse seuns met hul smal skouers en verwilderde gesigte. Hulle het moles gemaak op universiteit. Hulle is geskort vir die akademiese jaar. Een is die seun van my Franse uitgewer. Robert het benoud uit Parys uitgebel. Hoe maak ek nou met die kind? Het hy gevra. Ek het gesê, stuur hulle Afrika toe. Ek sal werk reël op Jakkalsdans. Ons vat hulle Karoo toe. Hulle is stadsjapies. Hulle raak stil oor die wye horisonne en die reuse afstande. Dit is 110 km van grondpad tussen Beaufort Wes en Loxton, klowe en bergpasse, vlaktes, skape en springbokke en kuddes. Ek hoor die bang in hul benoude vrae. Wanneer ons die Sondag vertrek, sien ek in die triespieël
hoe verwese hulle ons agterna kyk. Die enigste mense wat hulle op die donker kontinent ken, ry nou weg. Los hulle by wild- en skaapboer Nicola en die 2 bruin vroue wat destyds vir hom huis gehou het, Betty en Jeanette. Ek bel elke paar dae om te hoor hoe dit gaan met die 2 Franse. Dan sê Betty, meneer, dit sukkel maar. Hulle kom nie op in die oggend nie. Of, meneer, hulle kan nie eens 'n toebroodjie maak nie. Of, meneer, hulle sit saam so onder die sterre met die gitaartjie en dan sing hulle baie sad songs. Is daar hoop, Betty? Die Karoo kan jou net die ster wys, sê sy. Jy moet self opstaan om hom te volg. Dan bel ek Parys toe en ek lieg vir Robert. Ek sê, nee wat, dit gaan goed, hulle geniet dit. Maar ek bekommer heimlik, was dit nie 'n fout nie? Al gaande raak die nuus beter. Hulle kan al met 'n tang werk. Hulle het help skaap laai. Hulle het help wild vang. Hulle kan nou die trekker ry. Hulle is soggens 6 uur op. Die son brand hulle nie meer so seer nie. Die liedjies onder die sterre raak vrolik. Vir 5 maande sien ek hulle nie, want dis boektoere en reis. En wanneer hulle in laat Desember op eie stoom in die Kaap aankom, herken ek hulle nie. Die 2 kerels wat voor die deur staan is lank en fors en breed van skouer, diep bruin gebrand. Daar is nuwe kennis in hulle oë. Hulle vlieg terug huis toe. Kersoggend lui die telefoon. Dit is Robert uit Parys. Hy is bewoe. Hy sê hy het die wonderlikste Kersgeskenk van sy lewe gekry. Sy seun het 'n man geword in Afrika. 'n Man wat weet wat hy met sy lewe wil doen. 'n Man met 'n vasberade kyk en 'n vaste tred. Hy wil net dankie sê. Agterna skryf ek vir hom. Ek sê, Robert, dit was nie ek nie. Dit was jou seun en die Karoo. Die woestyn het vir hom die ster gewys, maar hy het self besluit om dit te volg. Geseënde Kersfees. Nog 'n somerson Kersfees, wat die koningskind verjaar. Ek skryf vir jou uit die noorde, en sal die postduif vra, sal hy gaan draai in die suide, by die berg en die see. En daar waar my liefde kaalvoet loop, die nota vir jou gee. Ek bring vir jou 'n sonneblom uit Bethlehem, en gee dit water op bloemfontein. Uit Hannover bring ek kapertjiesaad uit die tuin van nommer 3 Darlingstraat, en hanepoordruiwe in die Parelvallei. Nog 'n somerson Kersfees, want die koningskind verjaar. Die Suiderkruis my kompas, en 'n engelekoor ry saam, en my hart gesels langsaam oor die liefde, en ek weet, die herberg lê om die draai, jy wag vir my by die see. Ek bring vir jou 'n sonneblom uit Bethlehem, en gee dit water op bloemfontein. Uit Hannover bring ek
kapertjiesaad uit die tuin van nommer 3 Darlingstraat en hanepoortdruiwe uit die Parelvallei. Ek bring vir jou 'n sonneblom uit Bethlehem en gee dit water op Bloemfontein. Uit Tonno verbring ek kapertjiesaad uit die tuin van nommer 3 Darlingstraat en hanepoortdruiwe uit die Parelvallei. Kersfees bring vreugde, want Christus het van die hemel na ons toe gekom, selfs in die laagste omstandighede en al ons probleme op hom geneem. Hy is die bron van alle hoop en bring dit vir alle nasies. Dis ook vir jou en vir my, hier en nou. Hierdie hoop skep moed in donker tye. Saam met die herders hoor ons die engele se blye boodskap. Vandag is daar vir julle 'n verlosser gebore, Christus die Here. Sy geboorte is nie net geskiedenis nie. Dit het lewe en vreugde gebring wat tot in ewigheid voortduur. Was ek nie daar nie, ek weet dit is waar, die kribbe Maria, met die kindjie by haar. Dus of ek die engel, die boodskap oorbring, van Jesus se vrede, wat harte laat sing. Al was ek nie daar nie, ek weet dit is so, die herders en wysers het het eerste geglo. En deur al die jare bou Jesus sy kerk, die Gees en die woord kom, geloof in ons Kersfees en vreugde gaan altyd saam. Dis 'n tyd van sing, bly wees en welwillendheid teenoor alle mense. Al by die eerste Kersfees in Bethlehem was dit so. Christus se geboorte was 'n vreugdevolle gebeurtenis, soos die profete dit lankal voorspel het. In Lukas word hierdie blydskap besonder beklemtoon, van Maria en Sagarias se lofliedere tot die engel wat die herders in Bethlehem aankondig. Moenie bang wees nie. Ek bring goeie tyding van groot blydskap vir die hele volk. All
Nuwe waarhede uit ou woorde, Dana Snyman. Op Kersoggend besluit ek om tog maar weer 'n slag kerk toe te gaan. Dit is daarom Kersfees, sê ek vir myself. Op sulke plattelandse dorpe gaan ook die afvalliges op Kersdag kerk toe. Die diens begin om 9:30, maar toe ek net na 9:15 tussen die bakkies en die karre by die NG Kerk in die Hoofstraat stilhou, hang die klank van mense wat 'n psalm saam met die orgel sing reeds in die lug. Die kerkgebou is hier nog nie omring met 'n palissade heining soos op soveel ander plekke in die land nie, maar agter die kerk aan die konsistoriese kant staan 'n gedenkmuur met rye marmerstene daarin gemessel. En mens sien deesdae al hoe meer sulke gedenkmure by Afrikaanse kerke. Party lidmate verkies dit om veras te word en hier geplaas te word, eerder as om te gaan rus in 'n begrafplaas wat nie meer deur die munisipaliteit in stand gehou word nie, waar die kakiebos die grafte toegroei en die hek en die heininge weggedra word. In die kerk se voorportaal lê 'n paar ouerige Bybels en gesangeboeke op 'n tafel. Die kerk is byna vol. Ek stap tussen die banke en die singende stemme deur en terwyl ek stap, voel dit of ek by 'n plek in myself instap waar ek bang is om te kom. 'n Paar rye van agter is vir 2 mense sitplek, agter 'n man en 'n vrou en 'n dogtertjie. Ek skuif daarin en toe ek gaan sit, buig my kop byna instinktief vooroor. Vir 'n paar oomblikke sit ek net so met my oë toe. Toe ek 'n kind was, het ek altyd gekyk hoe die ooms en die tannies die kerk instap en hoe hulle gaan sit en hulle koppe so laat sak. En toe het ek dit maar ook begin doen. Help my Here, sê ek in my gedagtes en maak my oë weer oop. Kom, laat ons jubel voor die Here, sing die mense steeds. Laat ons hom toesing, lof en eer. Die lied se woorde word op 'n skerm teen die muur langs die preekstoel gewys, maar eers sing ek nie saam nie. Eers bekyk ek alles rondom my. Alles is so bekend. Die blokkiesvloere, die rooi tapuit in die gangetjie tussen die banke, die preekstoel met die kanselkleed waarop 'n prentjie van 'n herder met 'n staf en 'n paar skape geborduur is. Die nagmaaltafel met die rangskikking, avodille en krisante daarop. Die doopvond. Ek het in 'n plattelandse NG gemeente soos die groot geword. Ek is in so 'n kerk gedoop. In so 'n kerk het ek in 'n krans toe gegaan en sonnaarskool toe en in so 'n kerk is ek een Sondagoggend lank gelede aangeneem en voorgestel in 'n poeierblou pakklere wat spesiaal by Koei man se uitrusters in Pretoria gekoop is. Alles hier is vir my so bekend, maar alles het ook in my 'n bietjie vreemd geword. Want iewers tussen my 20ste en 30ste jare het ek opgehou om kerk toe te gaan. Ek het begin twyfel aan die NG Kerk se geloofwaardigheid. Hoe kan dit wees, het ek begin wonder, dat die kerk eens sekere dogmas op grond van die Bybel kon verkondig, net om dieselfde idees later op grond van dieselfde Bybel te verwerp. Apartheid, die vrou in die amp, homoseksualiteit, Sondagsport. Baie predikante se preke het my ook nie meer geboei nie. Die preke was vol moeë woorde en mishandelde frases. Ek het die skrywers van die boeke op my boekrak meer as die kerk en die predikante begin vertrou, om vir my te sê hoe ek moet lewe. In die toring bokant ons slaan die klok een keer, 9:30. Die diens hier gaan begin. Goeiemôre, groet die dominee, 'n ouerige man met 'n grys kop van die preekstoel af. Goeiemôre, groet party mense terug. Is hier enige besoekers van môre by ons, vra die dominee. Steek 'n bietjie vir ons die hande op. Een van die wat hande opsteek is 'n kind wat uit Londen gekom het om Kersfees by sy ouers hier op die dorp te wees. Ek steek nie my hand op nie. Oor die jare heen het ek soms na ander kerke as die NG Kerk gegaan. Ek was selfs 1 of 2 keer in 'n charismatiese kerk, maar dit het, glo ek, nie veel vir my siel beteken nie. Die helder onpeilbare woorde in 'n gedig bring my nader aan God as hierdie hallelujas en die amens in 'n pastoor of 'n prediker met 'n cowboyhoed se dienste. Kom ons bly net so sit, sê die predikant, dan buig ons hoofde in gebed. Hy bid rustig en redelik en gee daarna nog 'n psalm op. Ons gaan staan op en begin weer sing. Loof die Here al wat lewe. Die pa voor ons staan ook op met die dogtertjie in sy arms. Die kind staar met blou oogies oor die pa se skouer na my terwyl ons sing. Dit voel of dit my vroeë, onskuldige self is wat na my toe staar.
Sal sy ook eendag so skepties en vol vrae wees soos ek? Staan ek in wonder, terwyl ek na haar kyk en die Psalm se woorde saambrom. Sal daar, wanneer sy groot is, vir haar 'n NG of enige ander kerk wees? Of sal sy gelukkig en geestelik geborge wees in 'n wêreld waarin jou internetverbinding jou weg na die waarheid en die ewigheid is? 'n Wêreld waarin die etiket op jou klere of jou handsak jou identiteit bepaal. Ons gaan sit weer. Op die preekstoel blaai die predikant deur sy Bybel. Hy begin lees 'n hoofstuk uit die Psalms. Kom, laat ons jubel tot eer van die Here. Laat ons juig tot eer van die rots van ons heil. Hy maak die Bybel weer toe. Hy gaan preek oor die vreugde van Kersfees, hoe daar in 'n kindjie in Bethlehem gebore is en hoe daardie kind 'n man geword het wat vir die mensdom se sondes sou sterf. Ek kyk na die mense in die banke rondom ons. Dit is asof daar 'n tam gevoel oor almal hang. Teen die dak veg die waaier moedig met wye arms teen die hitte. 'n man lig sy arm en vee die sweet met 'n bruin gebrande hand van sy nek af. 'n tante sit en staar na 'n Bybel wat oop op haar skoot lê. Party van die tekste in haar Bybel kan jy sien is onderstreep. Baie van die mense hier is plaasmense. Oor een oom se voorkop lê 'n wit rif van hoeddra in die son en om die tannie langs hom se een vinger is 'n stukkie pleister gedraai. By hulle sit 'n man en 'n mooi vrou en 2 seentjies. Die man dra 'n smal pink tassie. Hy is die oom en tannie se seun wat nou 'n ingenieur of 'n rekenmeester in die stad is, raai ek. Hulle kuier net vir Kersfees op die plaas. Miskien kyk 'n mens op Kersdag met meer genade na jouself en die rondom jou. Miskien is dit een van die laaste oorblywende wonders van Kersfees. Want opeens tref dit my, hierdie mense wat ek hier sien, is die NG Kerk. Die NG Kerk bestaan uit mense. Mense met bruin gebrande hande en dun pink tassies. Mense met kinders in Londen en Bybels vol onderstreepte teksversies. Mense wat, nes ek, oor die jare heen deur predikante en teoloë en synodes verwar en selfs mislei is. Mense wat ondanks alles aanhou om Sondag na Sondag kerk toe te kom en bazaar te hou en geld vir Bybelverspreiding en sendingwerk in Hongarye in te samel. Mense wat hul kinders Sondagskool toe stuur. Op die preekstoel lig die predikant se arms. Hy's klaar gepreek. Ons sluit nou af met Stille Nag, sê hy. Die lied se woorde verskyn op die skerm, maar dis nie nodig nie. Ons ken Stille Nag se woorde. Ons staan op en begin dit sing, asof ons nuwe waarhede uit daardie ou woorde probeer lossing. Die pa voor my staan weer met die dogtertjie in sy arms. Die kind staar weer oor sy skouer na my. Die hele tyd staar sy na my terwyl ons sing. En toe die orgel weer stil is, kyk sy weer vorentoe en vra saggies vir haar pa. Papa, hoekom huil hierdie oom hier agter ons so? Met Kersfees vier ons dat God in Christus mens geword het en onder ons kom woon het. Die fees fokus nie net op 'n kind in die krib nie, maar op die gekruisigde en opgestane Here. Kersfees bring uitbundige vreugde, nie oppervlakkige blydskap nie. Vreugde te midde van lewens se uitdaging. God verheug hom oor ons, nie omdat ons perfek is nie, maar omdat ons menslik is, met pyn en tekortkominge. Die Kersboodskap herinner ons dat ons omstandighede nie die laaste sê het nie. Christus se geboorte bring hoop, ontferming en die sekerheid dat ons nie alleen is nie. God, tell it on the mountain.
vrede laat ek julle na, my vrede gee ek julle. Ek gee dit nie vir julle soos die wêreld dit gee nie. Laat julle harte nie ontsteld en bang wees nie. Een Kerslied as erfenis vir die wêreld deur Annelie Botha.
20 Junie 2011. Môrendag is die langste nag van die jaar. Europeërs vier dan klein Kersfees. In ons huis vier ons nie klein Kersfees nie, maar op die aand van 21 Junie gaan sit ek by die klavier en speel Kersliedere. En tot slapenstyd ekho die mees sleurende wysie van Stille Nag deur my. Dan wonder ek, wat verborge lê in die ondertone van die lied, wat meehelp dat duisende mense wêreldwyd by die aanhoor daarvan melankolies raak. Dit het in 1816 ontstaan, as 'n gedig geskryf deur die Oostenrykse pastoor Joseph Mohr. Daar word gereken dat hy die gedig geskep het, terwyl hy gereeld deur die veld geloop het om sy oupa te besoek. Op Oukersdag 1818 haas hy in alleryl na die musiekonderwyser in die nabygeleë dorpie, Arendsdorf, om hulp te vra om 'n melodie en gitaarbegeleiding vir sy gedig te skryf, sodat dit tydens die middernagmis gesing kon word. Vermoedelik was daar fout met die orgel, en daarom was gitaarmusiek die enigste uitweg. Ek kan my voorstel hoe die twee mans koppe bymekaar gesit het en op die wintersmiddag sop gedrink het by die kaggelvuur. Hoe Joseph hom teruggehaas het om die kerkkoor te laat oefen. Tydens die middernagmis het hy en sy komponisvriend by die altaar saam met die koor gesing. Stille Nacht, Heilige Nacht. Nooit in hulle verste drome sou hulle kon dink dat die lied, die bekendste Kerslied, reg oor die wêreld sou word nie. 30 jaar later is Joseph in armoede oorlede. By Wagrain, 'n klein skieoord in die Alpe, word hy begrawe. Sy karige geldjies het 'n geskenk vir die versorging van ou mense en om die kinders van sy omgewing geleerdheid te bied. Die opsigter by die kerk, waar hy sy laaste jare pastoor was, het in 'n brief aan die biskop geskryf dat Joseph Mohr 'n getroue vriend van die mensdom was, 'n waaksame vader oor die armes. Hierdie nederige man, wat nooit bekend sou staan as 'n Beethoven of 'n Bach nie, sy erflating aan die wêreld was die aangrypende Stille Nag. Elke keer wanneer ek die lied hoor, word ek lam gelê deur die verlange na my kinderjare, na my ma en my pa, en tye toe ek nie geweet het watter verkeerde afdraaipaaie ek nog sou kies nie, en hoe duur ek sou betaal om met ompaaie terug op die groot pad te kom. Môre aand, op Klein Kersfees, sal die melodie weer tot slapenstyd in my luier. Eendag wil ek Alpe toe reis, na die graf van Joseph Mohr, om eer te bring aan die voetreis wat hy meer as 190 jaar gelede op 'n winterdag na sy vriend se huis geloop het, sodat 'n grootse lied tydens die middernagmis kon opklink. Nou, in 2011 se wintertyd, smag ek dat die mense sal ophou om oorloë te stook. Want daar was nog geen oorlog waarin mense nie blind verslaan agtergebly het nie. Voor u ryk, moet die duisterde swig.
En die engel sê vir hulle, moenie vrees nie, want kyk, ek bring vir julle 'n goeie tyding van groot blydskap, wat vir die hele volk sal wees, dat vir julle vandag in die stad van Dawid gebore is, die saligmaker, wat Christus die Here is. Herders op die open velden, in die nacht die engelen koor, met die blije evangelie, uit die hemel aangehoord. Kom, loof die Heer, loof die Heer, loof die Heer God, en die hoogste hemelen. Kom, loof die Heer, loof die Heer, loof die Heer God, en die hoogste hemelen. Met 'n harte vol van vreugde, praat van die Jesuskind, herder vir die mens op aarde, wat verdwaalde soek en vind. Kom, loof die Heer, loof die Heer, loof die Heer God, en die hoogste hemelen. Kom, loof die Heer, loof die Heer, loof die Heer God, en die hoogste Here in die hoogste hemel, klink dit nou die wêreld weer. Liefde, vrede, welbehaag, daal in Jesus tot ons Heer. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Hierdie is goddelike liefde, dat God die Vader, die skepper van alles wat op aarde en alles wat bestaan, die mens wat hoog geag het, dat hy sy enigste seun gestuur het, om vir ons te sterf, sodat ons die ewige lewe kan hê. Dit is 'n liefde wat nie beskryf kan word nie, 'n liefde tot die vergifnis van sonde en die ewige lewe. Welkom ons allen van vrede, onder die Zuiderkruis. Wel stem uit die
Kersvoornemens deur Nathaniel. Na honderde jare is daar nog steeds wesens wat glo dat nuwejaarsvoornemens iets goeds, prakties of werklik is. Dat dit wat op 1 Januarie besluit word op 1 Februarie nog onthou gaan word. Nonsens. Nuwejaarsvoornemens sterwe vinniger as roomys in 'n warm kar. 'n Perfekte tyd vir voornemings is wel Kersfees. Die tyd waar ons ten spyte van moegheid, te veel familie, te veel gewig, te veel laaste taakies en te vol emosionele verpligtinge nog steeds afwagting beleef. Al is jy hoe bestand teen blink papier, liggies en geld bestee. Al is jy geestelik hoe gevorderd of afgesonder, my ouma het altyd van so iemand gesê, los haar, sy sweeg alweer. Moet jy iewers in jou binneste 'n kersie voel brand of 'n teelepel vol opvinding voel roer. Anders is jy mos dood. Dis nou die tyd om 'n plan te maak, 'n taak aan te pak, 'n lewe te verander of 'n wond te lek. Hierdie jaar is my voornemings amptelik deel van die verrigtinge. Dis neergeskryf en dit gaan plaasvind. Ek deel dit hier net as 'n voorbeeld, net om te wys dis makliker as wat jy dink en geheel en al moontlik. Elkeen maak sy eie lys. Ek gaan iemand verras. 'n Hele ruk terug het 'n wildvreemde dame vir my geskenk by 'n winkel gelos. Dit was 'n sagte handgemaakte kombers. Ek weet nie of dit gebrou of geweef is nie, met verskillende skakerings van gryse en swart en een skokhelder strook. Hierdie ding is beeldskoon en pryk in my huis. En het opgedaag op 'n dag vol mismoedigheid. Ek wil ook iemand se dag so omdraai. Hoop gee. Hoop, suurstof en water is al wat nodig is. Begin met hoop. Koop of maak 'n asemromende geskenk vir iemand wat nie deel is van die binnekring nie. Iemand wat dit glad nie verwag nie. Iemand wat deur 'n rowwe tyd is. Mense kry swaar, is benoud, loop krom onder die geheime, leef met siektes of het nie 'n spreekbeurt nie. Een gebaar kan 'n lewe verander. Iemand herinner dat daar wel moontlikhede en goedheid is. Ek wil iets absoluut stunning doen. Iemand se asem wegslaan. Kook vir 'n hele dag. Ter ere van my ouma gaan ek 'n hele dag lank net kook. Die kuns om 'n hele dag lank te eet word weer en weer vervolmaak, maar ek wil kook soos my ouma het. Elke jaar voor die feestyd. Nie alles hoef onmiddellik verslind te word nie. Daar is dinge soos konfyt, bladjan, koekies, brode en pastye. Eetgoed wat geblik, gebottel, gevries, geberre en gepos kan word. Goeders wat in Junie van onder deksels en papiere kan uitloer met die reuk en helderheid van Kersfees. Die regte goed weggooi en die regte goed hou. Die nuwe jaar val elke keer op my soos 'n muur. En as ek uiteindelik weer opstaan en asem kry, is dit April. Hierdie Kersfees is my silwer skoon en sonder 'n krummeltjie bog. Ek gaan ontslaa raak van iedere oorlas, lewend of staties. Niks gaan my langer oorrompel of versmoor nie. En dit wat ek nog kan gebruik, gaan gebruik word. Groente, vrugte en kruie wat ietwat lamlendig voorkom, gaan nie afspreek doen nie. Dit gaan verander in souse, strope, aftreksels, soppe en pestos. Niks word gemors nie. Myself oortuig dat ek wel 'n verskil maak. Na hierdie jaar moet jy regtig verslaaf wees aan iets wat gom bevat, as jy nog glo dat die regering of 'n wêreldmoondheid enige doel behalwe teleurstelling het. Die spil het hierdie planeet uiteindelik gevat na 'n plek waarvan hy moeilik gaan terugkeer. Maar daar is ligpunte. Groen kolle, hier en daar, dis waar ek wil woon en wy. En ek gaan hard praat as 'n domme daarmee wil lol. Ek gaan hard werk en verdies naby my 'n tuis te maak. Ek het gesien ek kan. En dis genoeg vir een Kersfees. 'n Goeie begin. So dink ek. Kersfees vertel ons dat God die wêreld liefhet en ons kosbaar vind. Hy het na ons toe gekom en een van ons geword, wat ons verwondering, blydskap en lofliedere kan bring. Tog is Kersfees primêr 'n fees vir gelowiges. Dit begin met ons ja sê op God se aanspraak op ons lewens.
Dit maak Kersfees beide 'n viering van God se koms en 'n tyd van toewyding aan hom. Vader God, U ken my naam, my binnegoed, my buite staan, my groot praat en my klein verdriet, my vashou aan hals wat verskiet. U ken my vrese en my hoop, die pad wat ek so kalvoet loop, die pad het U lankal bereik. U maak die pad gelyk vir my. Alle pelgrims keer weer huis toe, elke swerwer kom weer tuis. Ek verdwaal steeds op die groot pad, soekend na U boardinghuis. God, U ken my vaar, my ego en my regop staan, die brake waarteen ek bly gevaar. U wys my altyd weer die weg. U het my met die lig gestuur, die lig strooi ek op net U weet hoe my toekoms lyk. Ek het niks, U maak my ryk. Alle pelgrims keer weer huis toe, elke swerwer kom weer tuis. Ek verdwaal steeds op die groot pad, soekend na U boardinghuis. Alle pelgrims keer weer huis toe, elke swerwer kom weer tuis. Ek verdwaal steeds op die groot pad, soekend na U boardinghuis. Hoop, vrede, vreugde en liefde is die brugbouers wat God aan ons gee. Matteus noem Christus Immanuel, God met ons. Soos 'n brugbouer veilig klowe oorspan, so bou hierdie gawes brûe van vriendskap en welwillendheid tussen mense. In moeilike tye is dit noodsaaklik om brûe van liefde en verbintenis te bou. Selfsug kan deur deernis oorkom word. Haat verdwyn met vriendelikheid en onsedelikheid met geregtigheid. Jesus is die grootste brugbouer. Van sy nederige geboorte tot sy opstanding het hy 'n brug van die aarde na die hemel gebou. Volg sy voorbeeld, gebruik vergifnis, vriendelikheid en 'n woord van bemoediging om hierdie Kersfees brûe van versoening te bou in 'n verdeelde wêreld. Kom alle getrouwen
gaan geleentheid gee vir die opneem van die dankoffer. Let truth and freedom reign. From tabletop to steeple cross, in Cayo where campfires dance, from fruited valley, field of wheat, in Hato city, let drum feet. Has come immortal souls to save from sin and everlasting grave. Come, come, let's rise under African skies. Christ has come, His will be done. He's on His entlang avukali. Manzi Zulu le Africa. He's on His entlang avukali. Manzi Zulu le Africa. Come, come, let's rise, all fears subside. Let truth and freedom reign. Let truth and freedom reign. We thank you, mighty God on high, for mountain, seas, and radiant sky, for rivers felt and fertile earth, but most of all for sacred
sails and planes. Repeat the sounding joy. Repeat the sounding joy. He rules the world with truth and grace, and makes the nations prove the glories of his righteousness, and wonders of his love, and wonders of his love, and wonders of his love. Kom ons gee vir die ensemble 'n baie lekker hande klap. Baie dankie vir 'n baie geseënde en 'n wonderlike Kerssangdiens. Ek nooi jou regtig uit om saam met ons 'n koppie koffie te kom drink en iets soets te kom eet. Daar's sout ook en kom kuier lekker saam voor die einde van die jaar aanbreek. Kom ons staan vir die uitspreek van die seën, daarna sing ons die amen saam. Mag Christus hierdie jaar nie net in kersliggies en bome wees nie, maar mag Christus elke dag gebore word in jou hart. Mag jy weet dat God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees met jou is, van nou af tot in ewigheid. Amen.